Goeiedag, welkom by Afrikaans vir almal. Welcome to Afrikaans for all. Hierdie is nog 'n video les uitgawe deur Dirk E. Teacher. Les 11. My daaglikse roetine in Afrikaans. Lesson 11. My daily activities in Afrikaans. Inhoud, contents. 1. Daaglikse roetine woorde. Daily routine words. 2. Oggendroetine, morning routine. 3. Dagroetine, day routine. 4. Aandroetine, evening routine. 5. Gesprekke, conversations. 6. Taalwenke, grammar hints. 7. Wat gebeur volgende? What's next? 8. Lewenswenke, life tips. En 9. Afsluiting, conclusion. Die metode bly deurgangs dieselfde. 1. Luister, listen. 2. Praat saam, speak along. 3. Herhaal alleen. 4. Oefen en gebruik. Use, because practice makes perfect. 1. Daaglikse roetine woorde, daily routine words. Nou lees saam met my asseblief. Was, to wash your face. In this case. Staan op, getting up. Tweede van bo af, links. Slaap, to sleep. Heel regs onder. Werk, to work. Werk op die rekenaar. Skool toe gaan. Go to school. Huis toe gaan. Go home. Tande borsel. Brush teeth. Word wakker. Waking up. Ontbyt eet. Eat breakfast. Studeer. Study. Eet aandete, eating dinner. Goed, kom ons herhaal. Nou lees asseblief baie mooi saam met my. Van links bo na regs onder. Word wakker, waking up. Staan op, getting up. Was, to wash. Eet ontbyt, eat breakfast. Tande borsel, brush teeth. In die middel heel onder, skool toe gaan, go to school. Regs bo, studeer, study. Werk, to work. Huis toe gaan, go home. Eet aandete, eating dinner. Slaap, to sleep. Mooi so, hou dit aan. 2. My oggendroetine. 2. My morning routine. Ek word wakker om 6 uur. Nou ons lees net saam met die prentjies wat hier is. So we just read along with the pictures. Kom, ons lees saam in Afrikaans. Ek word wakker om 6 uur. 2. Ek staan op en loop badkamer toe. Lees jy saam? As jy saam lees, goed so. 3. Hier was ek my gesig. Gesig, face. 4. Mama het my ontbyt gereed. Weer. 4. Mama het my ontbyt gereed. 5. Na ontbyt borsel ek my tande. Party sê jy staan op dan borsel jy tande. Ek dink nie dit maak sin nie. I don't think it makes sense to brush your teeth when you got up before you're eating. So, kom ons borsel na ontbyt, borsel ek my tande, dan sal ek nou daarna skool toe gaan. Na ontbyt, lees weer, na ontbyt borsel ek my tande. Goed so. 6. Ek loop graag vroeg skool toe. Baie mooi. Kom ons lees al daardie sinne weer eenmaal deur. Let's read them again. Van links na regs, ons lees met die nommers af. Ek word wakker om 6 uur. 2. Ek staan op en loop badkamer toe. Hier was ek my gesig.
4. Mamma het my ontbyt gereed. 5. Na ontbyt borsel ek my tande. Weer eenmaal, na ontbyt borsel ek my tande. 6. Ek loop graag vroeg skool toe. Mooi so. Goed so ver. Met dagroutine kan jy eie sinne maak. With daily routines you can make your own sentences. Maar hier's voorbeelde. Here are some examples. Okay? So, kom ons lees hulle deur. Ek speel met my maats voor skool en tydens pauses. I play with my friends before school and during breaks. Kom ons lees weer die Afrikaans sin. Ek speel met my maats voor skool en tydens pauses. Goed so. Lees jy saam? As jy saam lees, pragtig. Jan studeer in die skool. Weer eenmaal, Jan studeer in die skool. Soms stap ek huis toe na skool. Sometimes I walk to home after school. Okay, soms stap ek huis toe na skool. Het jy dit so? Maar as dit weer lees, soms stap ek huis toe na skool. Goed, hoekom stap ek soms huis toe? Want my pa het my vandag met die motor kom haal. My dad came to fetch me with a car today. Kom, my pa het my vandag met die motor kom haal. Goed so. My middagete is verfrissend. My lunch is refreshing. Ek help my ma in die kombuis, of ek help ma in die kombuis met die skottelgoed. I help mom in the kitchen with the dishes. After the meal, obviously. Kom ons lees weer die Afrikaans. Ek help ma in die kombuis met die skottelgoed. Ons doen inkopies eenmaal per week. Weer eenmaal, ons doen inkopies eenmaal per week. Donderdagmiddag het ek gitaarles na skool. Nou, ek wil jou net gou onderbreek. I just want to interrupt you quickly. Nou, jy onthou ons het gesê mix and match. Nou kan jy daardie sin vat. Donderdagmiddag, take the sentence and mix and match. Donderdagmiddag het ek gitaarles na skool. Nou kan jy sê, Vrydagmiddag het ek dansles na skool. Of Maandagmiddag het ek klavierles na skool. Of Dinsdagmiddag het ek tennisles na skool. Goed? En die laaste prentjie, Adrie het tennislesse op Maandag en Woensdag. Weer eenmaal, Adrie het tennislesse op Maandag en Woensdag. Goed sover, as jy byhou, is jy op 'n goeie plek. Hou dit net aan. Mooi so. My aandroutine, my evening routine. Nou hier het ons weer soos die vorige bladsy. Here we have the same as on the previous page. Ons lees sinne, we have sentences, we just read them through, okay? Reg, lees saam met my asseblief. Ek stap huis toe na skool. Het jy dit? Kom ons lees dit weer. Ek stap huis toe na skool. Later eet my gesin aandete saam. Weer eenmaal, later eet my gesin aandete saam. Volgende ene. Ek help ma weer met die skottelgoed. Ek help ma weer met die skottelgoed. Ons lees dit 2 maal elke keer. Ek sit op die bank en kyk televisie in die sitkamer. Weer eenmaal, ek sit op die bank en kyk televisie in die sitkamer. Volgende. Voor sy gaan slaap, lees Adrie iets vir ontspanning. Miskien lees sy Bybel, miskien lees sy 'n boek. Weer eenmaal, voor sy gaan slaap, lees Adrie iets vir ontspanning. Dit is lekker om in vrede te slaap. It's wonderful, or it's joyful, or it's a joy to sleep in peace. Weer eenmaal, dit is lekker om in vrede te slaap. Goed sover, het jy dit almal gekry? Mooi so. Gesprekke. Kom ons lees die woordeskat eers. Let's read the vocab first. Soggens, in the morning. Klink, sound, or sounds, if it's a singular subject. Gunsteling, favorite. Sê weer, gunsteling, favorite. Juffrou, teacher. Gewoonlik,
usually. Pragtig, beautiful. Ontmoet, meet. Gesels, talk. Goed, kom ons kyk na die dialoog. Joe, watter daaglikse aktiwiteit is julle gunsteling? Which daily activity is your favorite? Kom ons sê weer, watter daaglikse aktiwiteit is julle gunsteling? Volgende. Mia, ek gaan soggens vroeg skool toe en ontmoet my vriende. Weer eenmaal, ek gaan soggens vroeg skool toe en ontmoet my vriende. Amy, ek is mal oor my juffrou. Sy is pragtig. I'm mad about my teacher. She is beautiful. Weer, ek is mal oor my juffrou. Sy is pragtig. Joe, ek speel gewoonlik sokker saam met my vriende na skool. I usually play soccer with my friends after school. Kom ons herhaal, lees weer asseblief. Joe, ek speel gewoonlik sokker saam met my vriende na skool. Mooi so. Mia, dit klink lekker. Ek lees graag 'n boek of kyk 'n bietjie TV. Weer. Mia, dit klink lekker. Ek lees graag 'n boek of kyk 'n bietjie TV. Amy, saans eet ons saam aandete en gesels oor ons dag. Weer eenmaal, saans eet ons saam aandete en gesels oor ons dag. Nou maak Joe maak klaar en hy sê die laaste, shoo, that means wow, dis baie interessant, dankie julle, shoo, oh wow, that's very interesting, thank you guys. Okay, kom ons lees dit weer, Joe, shoo, dis baie interessant, dankie julle, en ek sê ook baie dankie dat jy saam lees. Nommer 6, taalwenke, 6 grammar tips. Now we just have a few things here, ons het net 'n paar goedjies hier. Werkwoorde verbuig nie of verander nie soos in Engels nie. Lees saam met my asseblief. Werkwoorde verbuig nie, that means inflect, nie, verander nie soos in Engels nie. Kan jy sien daardie nie 'n paar maal? Ons het 2 keer nie in 'n sin in Afrikaans voor en aan die einde, of iewers in die middel en aan die einde. Werkwoorde verbuig nie soos in Engels nie, of werkwoorde verander nie soos in Engels nie. Byvoorbeeld, ek werk, jy werk, ons werk. In English you would say, I work, you work, he, she, it works, we work, you work, they work. Okay. Kom ons kyk na die volgende wenk. Die werkwoord kom na die onderwerp net soos in Engels. Voorbeeld, ek praat Afrikaans, I am speaking Afrikaans. Okay, lees dit nou saam met my. Die werkwoord kom na die onderwerp net soos in Engels. Voorbeeld, ek praat Afrikaans, I am speaking Afrikaans. Volgende een. Ek gaan beteken jy is op pad. Voorbeelde, ek gaan dorp toe, I'm going to town. Dit beteken jy is reeds op pad dorp toe. It means you're already on your way to town. Goed, kom ons lees dit weer eenmaal. Ek gaan beteken jy is op pad. Voorbeeld, ek gaan dorp toe. Mooi so. 7. Speletjie. Wat kom volgende? Game. What comes next? Goed. Nommer 1. Piet word om 6 uur wakker. Kom ons lees dit. 1. Piet word om 6 uur wakker. Nou daar's nou 'n klomp sinne hier en jy moet hulle skuif na die plek waar hulle die beste pas. There are pictures here, you need to move the sentences, or there are sentences here, you need to line them up or move them to the right picture. Goed, hier gaan ons. Hy sê nag vir almal en gaan slaap. Dis nie die eerste nie, maar kom ons sit hulle waar hulle hoort. Okay, ek het jou uitgevang. Eerste, Piet word om 6 uur wakker. Wat doen hy nou volgende? Hy eet 'n heerlike ontbyt. Sê weer, hy eet 'n heerlike ontbyt. Wat is die volgende sin? Dan borsel hy sy tande. Weer eenmaal, dan borsel hy sy tande. Volgende, Piet stap alleen skool toe. Weer eenmaal, Piet stap alleen skool toe. Goed, het jy dit so gelees?
Daarna, wat doen hy nou? Na skool stap Piet alleen huis toe. Weer eenmaal, na skool stap Piet alleen huis toe. Wat nou? Hy sê nag, Piet eet, studeer fliks. Ek dink hy moet nou eers bietjie studeer. Goed. Hy studeer fliks in die klas. Hy studeer fliks in die klas. It means he studies energetically in class. Okay? Hy studeer fliks in die klas. Dan, hy moet nou eers 'n bietjie eet. Piet eet sy aandete. Piet eats his dinner. Kom weer. Piet eet sy aandete. Goed. Laaste sin. Hy sê nag vir almal en gaan slaap. Weer. Hy sê nag vir almal en gaan slaap. Jy kan hierdie sinne verander. You can change these sentences any way you like. Maybe something similar about the picture. Miskien iets dieselfde oor die prentjie of iets wat naaste my so klink. Sê die een linksbo. Hy studeer fliks in die klas. Piet sukkel om te lees in die klas. Of dan borsel hy sy tande. Die tandeborsel maak sy mond seer. It hurts his teeth. Piet stap alleen skool toe. Piet is laat vir skool. Piet is late for school. Goed? Mix and match. Meng en pas. Meng en pas die sinne, maak jou eie sinne hiermee. Nommer 8. Ons het lewenswenke. Life tips. Mense praat graag oor wat hulle gedoen het deur die dag. Sien, ons het voorbeelde gehad. We had examples like that when the guys were in a dialogue conversation with each other. They were sharing their daily routines or things that happened to them during the day. So, kom lees die sin saam met my asseblief. Mense praat graag, that means they are eager or they like to. Mense praat graag oor wat hulle gedoen het deur die dag. 2. Dis 'n goeie manier om 'n gesprek aan die gang te kry. If people sit there with their mouths full of teeth, then you can start it by just asking how your day was to make certain people start talking. Goed, so met ander woorde, mense sit daar, hulle weet nie wat om vir mekaar te sê nie, en jy begin uitvra, jy vra oor hoe was jou dag. Dis 'n goeie manier, lees saam met my, nommer 2, dis 'n goeie manier, a good way, 'n goeie manier om 'n gesprek, 'n conversation, to get it going, aan die gang te kry. Kom ons lees die hele sin nou eenmaal sonder onderbreking. 2, dis 'n goeie manier om 'n gesprek aan die gang te kry. Mooi so. Nommer 3, wat het Andy en sy pa Saterdag gedoen? In die prentjie, wat sien ons? Andy en sy pa het Saterdag blomme geplant. Lees jy dit saam met my? As jy saam lees, goed. As jy nie saam lees nie, asseblief, jy moet saam lees, anders leer jy niks nie. Goed. Nommer 3, wat het Andy en sy pa Saterdag gedoen? Andy en sy pa het Saterdag blomme geplant. Nommer 4, who is Ed school to last Vrydag? How has Ed gone to school last Friday? Okay, kom ons sê weer, who is Ed school to last Vrydag? Daar's die antwoord, Ed is met die bus skool toe last Vrydag. Weer eenmaal, Ed is met die skoolbus skool toe last Vrydag. Volgende sin, nommer 5. Waarvoor sorg Anja in die middag? Ons kan dit sien in die prentjie. Kom ons kyk na die sin. Sy het 'n katjie en voer hom melk in die middag. Weer eenmaal, sy het 'n katjie en voer hom melk in die middag. Katjie is a small kitten, or a kitten then. 'n katjie is a kitten. Sê dit, 'n katjie is a kitten. Milk, you know that from previous lessons. In middag, afternoons, you know that also from previous lessons. So, kom ons lees net gou weer daardie sin. Sy het 'n katjie en voer hom melk in die middag. Daar sê, baie mooi so. Nommer 6. Hoe bly Jasper fiks gedurende die week?
Weer eenmaal, hoe bly Jasper fiks gedurende die week? How does Jasper stay fit during the week? Kom weer eenmaal, hoe bly Jasper fiks gedurende die week? Goed, bly is stay, fiks is fit, gedurende is during. So ons lees daardie sin nommer 6 nog eenmaal. Hoe bly Jasper fiks gedurende die week? Mooi so, hou so aan. En dan antwoord, Jasper gaan draf, he goes jogging, draf is jogging. Jasper gaan draf met sy hond elke middag. Weer eenmaal, Jasper gaan draf met sy hond elke middag. Dis reg, mooi so, hou so aan. Nommer 9, afsluiting, conclusion. Alles in Afrikaans hierso. Hoekom? Want dis die taal wat ons leer. So lees saam met my asseblief. Afsluiting, baie goed. Vandag het jy geleer, oggend, dag en aand aktiwiteite, hoe om ek en werkwoorde te gebruik, hoe om jou routine te beskryf. Skryf asseblief in, that means subscribe, skryf asseblief in en kry ook al die volgende lesse hier. Die volgende les is skool, klaskamer ensovoorts. Totsiens, lekker slaap. Grafika geskep met behulp van KI, ChatGPT en DALL-E. Die tekssamenstelling, uitleg, animasie, stem, finale redigering, dis 'n klomp werk, is gedoen deur Dirk Kutse. Jy moet nou lekker bly en mooi loop en moenie die volgende les mis nie, want dis oor skool en dis waar jy meeste van jou dag deurbring. Okay, mooi loop, beste dae, totsiens. Totsiens, sien julle gou-gou weer.